Is God onbetrouwbaar? Ek het lanklaas raak gelees dat iemand so rof met God kan praat soos Jeremia. Ons lees Jeremia sê in Jeremia 15 vers 18 tot 19: Ek kan nie op u reken nie, net so min as op 'n stroom wat nie standhoudend is nie. Die Here het toe vir hom gesê: As jy jou woorde terugneem, sal ek jou weer in my diens neem. As wat jy sê waarde sal hê en nie onsin sal wees, sal jy weer namens my kan praat. Nou die verrassende is dat God hom nie met 'n weerligstraal doodslaan of hom heeltemal uitskuif uit die lewe uit nie. Eerder kom God met 'n uitnodiging weer terug. Praat, kom gesels met my. Sorteer jouself uit. En dis nie 'n vreemde oomblik in die geloofslewe nie. Navorsers wat spesifiek gekyk het na wat hulle religieuse en geestelike stryd noem, het bevind dat woede of twyfel teenoor God 'n herkenbare en algemene deel is van geestelike groei, eerder as 'n teken dat 'n mens se geloof misluk het. Hulle sê in 'n bepaalde studie dat mense wat hulle stryd eerlik voor God uitspreek in plaas daarvan om dit weg te steek, dikwels juis daardeur tot dieper geestelike rypheid en volwassenheid kom. En dis presies wat Jeremia doen. Hy hou niks terug nie. En God se antwoord is nie om Jeremia te verwerp nie, maar om hom te nooi, kom praat weer. Dis asof God vir ons kom sê vandag: Ek's nie bang vir jou eerlikheid nie. Bring dit vir my. Nou Jeremia het vir 'n tyd gedink God is onbetroubaar. Miskien is die vraag, is God onbetroubaar, nie 'n vraag wat ons moet bang wees om te vra nie. Dis dalk eerder die vraag na 'n dieper en eerliker vertroue. God skrik nie vir ons twyfel nie. Hy nooi ons net om dit vir hom te bring en te bly luister vir sy antwoord. Leef geïnspireerd.